Ek gaan jou nou leer hoe om die inhoudsopgawe van jou boek, van jou handboek, te gebruik om 'n opsomming te maak. Let nou mooi op. Wat jy daar voor jou sien, en dit geld nou vir almal. Julle kan ook kyk. Dit is 'n belangrike vaardigheid, dit geld, jy kan dit toepas altyd, enige tyd, enige plek, maak nie saak wanneer en wat jy moet leer nie. Wat jy hier voor jou sien, is die inhoudsopgawe van 'n graad 8 SW Sosiale Wetenskappe handboek. Wanneer jy begin leer, maak nie saak watter vak jy begin leer nie. Alle vakke, enige tyd, enige plek, jy begin by jou inhoudsopgawe. Dit gee vir jou oorsig oor die werk wat jy gaan doen. Jou hoofonderwerp is daai stukkie. Kyk op die bord, François. Hulle noem hom onderwerp 5. Jy kan maar hom so skryf, dit maak nie regtig saak wat sy nommer is nie. Jou volgende hoofonderwerp is onderwerp 6. Ons gaan net kyk na kwartaal 1 en 2. Ek gaan nou nie die res van die ander 2 kwartale doen nie. So, jy gaan op jou bladsy, ek gaan dit nou nie jy gaan vir jou 'n bladsy maak. Jy gaan 'n bladsy hê, né? Dis jou opsommingsblad. Daar gaan jy tik onderwerp 5. Jy gaan hom noem onderwerp 5 en jy gaan sê wat dit is. Ek gaan dit nou duidelik maak dat jy kan sien, ek weet is nog die industriële revolusie. Ek kom net gou kyk of ek hom kan verander, sy kleur, kom ons maak hom groen, kan jy hom, dit maak my kwaad. Daar is hy, die industriële revolusie. Dit gaan jy skryf onderwerp 5, onderwerp 6, gaan jy sê, die minerale revolusie in Suid-Afrika. Vir kwartaal 1 en kwartaal 2, jy gaan op die ouend nie worry oor die kwartale nie. Dis nie belangrik nie, dit gaan oor die onderwerpe. Daar gaan natuurlik nou nog onderwerpe wees. Onderwerp 5, onderwerp 6. Jy begin deur net dit te leer. Dan gaan jy letterlik 'n streep trek. Nou gaan jy weer skryf. Onderwerp. Ek kyk, kan ek hierdie ding kopie? Nee, ek kan nie. Julle. Kom skryf vir ons. Nou gaan ek weer die onderwerp skryf. Ek gaan skryf die industriële revolusie. Nou is dit 'n opskrif. Ek gaan 'n dubbelpunt daar sit. Nou gaan kyk ek op my blad. Ek gaan hom gou weer groter maak. Hoeveel eenhede is daar? Daar's eenheid 1, eenheid 2, eenheid 3. Al wat ek nou gaan tik in my onder die industriële revolusie gaan ek sê 1 en ek gaan die opskrif skryf. Veranderinge in Brittanje in industriële revolusie. Ek mag afkortings nou gebruik, want dis opsommings wat ek maak. 2. Suidelike Afrika teen 1860. SA teen 1860.
3. Wat is 3? Ontginning van diamante in Kimberley. So wat skryf ek daar? Ek hoef nie ontginning van diamante te skryf nie. Ek skryf diamante, Kimberley, 18, wat is die datum? 67. 67. Maar ek moet vir myself so 'n bietjie vra, wat beteken ontginning? Ontginning van diamante. Kan iemand vir my sê wat beteken diamante gevind in dit beteken nie om diamante te vind nie. Wat beteken dit om iets te ontgin? Kom ons kyk net gou na daai woord. Ontginning van diamante. Nee. Wat beteken dit wanneer iets ontgin word? Dit beteken jy haal dit uit die grond uit. Kyk mooi na daai woord. Ontgin. Met 'n I. Ontginning van diamante. Kyk. Hel, waar is my goed nou? som met daai. Waar is die opsomming? O, hier sit hy. Nee, Daar sit hy, weggeraak. Daar sy. Dis eenheid 3. 3. Nou doen ek dieselfde vir eenheid 6, vir onderwerp 6. Ek skryf dit nou, en eintlik is dit sommer 'n goeie idee om te sê, die minerale revolusie in Suid-Afrika. Dis my hoofopskrif. Kom sy weer soek. Nou gaan kyk ek. Eenheid 1. Britannia, diamantontginning en arbeidsbeheer en grondekspansionisme. Jy moet oplet, Emma, jy kyk nie vir my wat ek doen nie, jy kyk nie wat ek doen nie. Jy gaan nie dit regkry wanneer jy dit by die huis moet gaan doen nie, hoor? 1. Britannia, diamantontginning, arbeidsbeheer en grondekspansionisme. Wat dink jy beteken grondekspansionisme? Versprei, maak groter. Daar's iets met expand, nee? Expand, expansionisme, vat meer grond. Dis wat dit beteken. Dit beteken die verspreiding om grond te vat. OK. Nou weet jy wat beteken ontginning, jy weet wat beteken wat is arbeid? Emma, gee my 'n sinoniem vir arbeid. Kan iemand daar help? Kan dit ook werk wees? Ja, werkers. Enige iets wat te doen het met werk en werkers is arbeid. Iemand wat werk is 'n arbeider. Arbeidswetgewing is wette wat te doen het met arbeid en arbeid beteken werk. So die beheer van werk en werkers. Dis die volgende ding wat nou gebeur het nou. Die tweede opskrif sê goudmynontginning op groot dieptes aan die Witwatersrand vanaf 1886. Hoe gaan ek dit vir myself opsom? Ek gaan sê diep goudmyne Witwatersrand en die datum 1886. Daar's my volgende hoofpunt. En dis my tweede stap. Wat is die eerste stap? Eerste stap, ek kry wat is die hoofonderwerpe. Tweede stap, ek vat die hoofonderwerp en ek kyk wat is sy onderafdelings. Hy het 3. Hy het 3 onderafdelings. Ek pak hulle uit. Wat is die volgende hoofopskrif? Die minerale revolusie in Suid-Afrika. Hy het 2 hoofopskrifte. 1, 2. Dis my volgende blok, as ek dit so kan stel. Kom ek skryf, maak hom sommer, kom ek maak hom. Dis my volgende
blok. Wat dink julle gaan nou in my derde blok wees, die derde stap wat ek gaan volg? Nou gaan ek sê, Vat hom nog. hier's detail. Ja, lag maar lekker hoor. Nee, vir moeite. Hoeveel detailpunte is hier? Nou, hierdie handboek se inhoudsopgawe wys nie. Ek gaan hulle tel. Ek gaan sê, daar's 1, 2, my pen moenie so dik wees nie asseblief. Daar's rykdom van slawehandel, ekonomie voor, daar's 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Daar's 14 detail opskrifte. Waar kom hulle? Onder eenheid 1. Veranderinge in Brittanje gedurende die industriële revolusie. En nou het ek weer my ander dingetjie verloor. Hierso sit hy. Jy, kom hier jou simpel dan. Hy is groter as jy. Ja man, ek weet. Kom hier stupid. Daar's hy. Nou gaan ek daai opskrifie vat. Die volgende opskrifie. Veranderinge in Brittanje in die industriële revolusie. En ek hou daarvan, ek het altyd vir my pyltjies gemaak. Ek het daar van hom af 'n pyltjie gevat. Dan het ek die opskrif weer geskryf. Ek sien party ouens kyk nie vir my nie. Ek sal nou maar nie sê wie dit is nie. Maar hulle kyk nou nie vir my nie. Dan het ek weer daai opskrif hier geskryf. En dan maak ek hom weer in hoofletters. Veranderinge in Brittanje gedurende die industriële revolusie. Dan vat ek, dis nou weer my hoofopskrif, maar ek maak hom bietjie kleiner, né? Nou weet ek sit sommer in hakkies daar, daar's 14 punte. Ek maak sommer in hakkies, daar's 14, nie 41 nie, stupid. Is 41 net anders. 14 hoofpunte. Nou skryf ek daai 14 hoofpunte neer. Ek het nog nie eens na die inhoud van my boek gekyk nie. Ek gaan nou net probeer om daai 14 hoofopskrifte te memoriseer. Al wat ek nou gaan doen, ek gaan dieselfde doen vir elkeen. Hierdie een het, as ek so kyk, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Die volgende hoofopskrif het 7 detailpunte onder hom. Die volgende een het weer baie. Dit lyk vir soos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9. Hy het 9, want die laaste onderwerp sê, formele assesseringstaak, navorsing en skryfwerk. Dit het niks te doen met die inhoud van my werk nie. So ek gaan nie dit skryf as 'n opskrif nie, want dit is nie iets wat ek moet leer nie. Dis nie inhoud wat ek moet leer nie. Nou kan jy klaar gaan kyk, wanneer jy begin om te leer. Kom ons kyk gou hier na hierdie opskrifies van ons. Daar's 14. Rykdom van slawehandel. Okay, jy weet wat rykdom is? Hallo! Jy weet wat slawehandel is. Ekonomie voor die industriële revolusie, boerdery-ekonomie en kothuisnywerhede. Shucks, wat is kothuisnywerhede? Ek kan verstaan wat boerdery-ekonomie is, maar wat 'n heng is kothuisnywerhede? Nou skryf ek dit vir my neer, ek onderstreep daar en ek maak 'n vraagteken in potlood. Ek weet nie wat kothuisnywerhede nie. I've no idea. Dis iets wat ek moet gaan soek. Wat die industriële revolusie behels. Al wat jy daar skryf is, wat? Wat behels dit? Of wat behels dit? Miskien is dit beter om dit te skryf. Sosiale veranderinge. Jy hoef nie weer te skryf gedurende die industriële revolusie nie, want jy weet, jy is besig met die industriële revolusie. Maar, weet jy wat beteken die woord sosiale? So, wat beteken sosiale? Waarna verwys dit? Om met mense Hoe? op Mense, dit het met mense te doen. Dit het te doen met hoe mense met mekaar saam leef en hoe mense lewe. Okay, so dan verstedeliking. Wat beteken verstedeliking?
as jy nie weet nie, moet jy vir jouself 'n vraagteken maak, en baie van hierdie woorde, nê, dis nie geskiedeniswoorde nie, dis net gewone woorde. En as jy net 'n bietjie gaan dink oor wat beteken die woord, dan gaan die geskiedenis nie moeilik wees nie, want dit is nie moeilik, dis net Afrikaans, dis net 'n woord. Wat is die stamwoord, Henko, van die woord verstedeliking? Wat beteken? Hy het hom nou simpel geskrik. Al die woorde is weggeskrik. Lekker, lekker. As jy enige konstruksie sien wat sê something something 'n king, wat beteken dit? Daai agtervoegsel, verduideliking. Daai deel van, as 'n woord dit in het, wys dit gewoonlik, jy's besig met 'n proses. Dis iets wat besig is om te gebeur. Verstedeliking. Wat is die stamwoord in daai woord? Verstedeliking. Stede. OK, amper jy's baie naby. Die stamwoord is nie stede nie, maar jy's op die punt om hom te kry. Wat is die stede? Lekker. Is die meervoud van watter woord? Stad. Stad. Mooi. So wat is die stamwoord van verstedeliking? Stad. So wat dink jy, Emma, beteken verstedeliking? François? Is dit om 'n stad te bou? Nie om 'n stad te bou nie. Anders. Verstedeliking. Kom ons kyk. Hulle het gesê boerdery en ekonomie. Boerdery, waar's boere? Bly boere in stede. Hulle by plase. So wat gaan verstedeliking dan beteken? Mense? Wat op plaas bly? Nee, teenoorgestelde. Mense trek van plase na stede. Verstedeliking. Nou wil ek net gou vir julle iets belangriks wys. 90% van die werk wat jy doen tot en met graad 9, maak nie saak of dit geskiedenis, geografie, NW of wiskunde is nie. Jy's eintlik besig met taal. Ja. Nou dink jy, ek verstaan nie geskiedenis nie, ek is nie goed met geskiedenis nie. Dit is nie waar nie. Jou probleem is, jy verstaan nie Afrikaans nie. En wanneer, jy kan nie Afrikaans of Engels skei van wat jy mee besig is om te doen nie. As jy net 120 Afrikaanse woorde ken, gaan alle vakke vir jou moeilik wees. Verstedeliking. As jy nie weet wat verstedeliking beteken nie, kan jy nie hierdie werk doen nie. En net so terloops, verstedeliking kom later wanneer jy geografie doen, praat hulle die hele tyd daaroor. Jy moet net die woord verstaan. Kan julle ook sien, hoekom leer jy in Afrikaans, wat is die stam van 'n woord? Want as jy kan aflei, verstedeliking, stad, verstedeliking, iets gebeur met 'n stad. Wat gebeur? Mense trek, dan kan jy begin om woorde se betekenis te verstaan. Myne, fabrieke, kinderarbeid in meule en myne. Wat is 'n meul? Soos 'n tipe donkie. Nee, anemie. Nee, dis 'n mule. Dis nie jy dink aan 'n muil. 'n Meul en 'n muil is nie dieselfde ding nie. Is iets wat is 'n plek waar daar goed gestuur word om gemaal te word. Ja, dis Om koring, 'n mil, om koring te maal. So dit is nie 'n meul nie, hoor. Dis nie die dier waarvan jy dink is 'n muil. Oh my goodness. Weer eens, taal. Ek verstaan nie Afrikaans nie. Ek het net 312 Afrikaanse woorde en ek dink 'n meul is 'n donkie. Nou kan jy nou dink, nê? Nou lees jy hier, nou staan daar waar myne en fabrieke en kinderarbeid in meule en myne. Nou die prentjie wat jy in jou kop het, né, is kinderarbeid in donkies en myne. en donkies en As jy nie prentjies in jou kop maak van die woorde wat jy lees nie, nê, gaan alles vir jou baie moeilik wees.
En nou dink jy het die prentjie in jou kop, maar jy het eintlik heeltemal die verkeerde prentjie in jou kop, want jy weet nie wat beteken die woord meel nie. En daai woord is net 'n Afrikaanse woord. Dis nie, jy kan nie sê ek is nie goed in geskiedenis nie. As jy nie goed is in geskiedenis nie, Dan is jy taal. beteken dit waarskynlik jy verstaan nie jou taal nie. Dan sê Myne, fabrieke, kinderarbeid. Wat beteken kinderarbeid, Emma? Kinders wat werk. Ja. Swing onluste, landbou. Nou, dit is nou 'n term in geskiedenis. Dit word waarskynlik was daar 'n ou met die naam Swing en toe het hy onluste. Wat is onluste? Net so by the way, wat is onluste terloops? Laat ek nou gou dit vra. Darren sê hy weet. Darren skud sy kop, Darren weet nie. Douglas, weet jy wat onluste is? Hier's nog 'n woord. Weereens, hoeveel woorde het ons nou al? Emma, wat is onluste? Oei, jy sien my lus daarvoor. Jy probeer logies dink, ongelukkig werk dit nie so nie. Onluste is betogings. Weet julle wat is betogings? Ek gaan eers probeer hê. Jy kan nie probeer nie. Emma, jy kan maar opstaan uit jou stoel uit. Ek gaan jou sien, ek gaan jou vra. Onluste, betogings is wanneer die mense kwaad is en hulle kry hulle vurke en hulle stokke en hulle spiese en hulle bande en hulle sit dit in die pad en hulle steek die brand Ek kan riots. Ja, ek kan dit simpel maak. Riots, onluste, betogings. Nou wil jy geskiedenis leer, maar jy weet nie wat beteken onluste nie. Niks met geskiedenis uit te maak. Ja, is vandag nog onluste baie plekke in die wêreld. Dit is net 'n woord wat jy nie weet wat dit beteken nie. Ek's nou by jou, ek wil net gou die Luddites, hulle was 'n interessante klomp mense, dis nou maar iets wat jy gaan leer later. Die Grand National Consolidated Workers Unie is 'n organisasie waarvan jy gaan leer verhoogde mag en rykdom van Brittanje en Wes-Europese ekonomieë. Daar's jou hoofpunte. Ek gaan hulle nie nou hier skryf nie. Jy gaan dit nou doen. Ja, nou is dit 10 voor 2. Nie nou nie, jy gaan dit vanmiddag by die huis doen. Hier is jou voorbeeld. Dit is hoe jy dit gaan doen. Wat om Is daar enige vrae? Is daar enige vrae wat iemand vir my wil vra? Eers vat die eers die goedes wat onder die kwartaal, dan jy met onder hom gevat, So, dan onder hom tot hy kan nie meer gaan afval nie. ken julle daai Russiese poppies? Wat mens so uithaal, dan daar's 'n poppie en dan maak jy hom oop, as daar 'n poppie binne en dan maak jy hom oop, as daar nog 'n poppie binne en dan is daar nog Ja, dis wat jy hiermee besig is. Russian dolls. ja, right. Jy het 'n groot poppie en binne in die poppie is 'n kleiner poppie en binne in die poppie is nog poppie. Kleine tot ons Ja, mens sou dit seker so kan sê, is net bietjie meer georganiseerd. En elke hoofonderwerp is 'n Russiese poppie. Jy wou iets gesê het. OK, dankie. Is daar enige vrae? Ek gaan nie vir die skerm gee en net op Moodle speel. Ek gaan. Right. Niks vrae nie. Wat beteken verstedeliking, Martinus? Sê maar. Ja, Klaar vergeet. dis dit. Dis is mense van plaas of Mense van die platteland na die stede toe trek. Wat beteken onluste? Ja, as jy maar hulle is nie net kwaad nie, hulle betoog, hulle raas en brand goed af en hulle kom met hulle dis soos in die flieks is hulle met hulle pitchforks en hulle fakkels. Oh ja, Wat is 'n daai- pitchfork? Hulle hooi virke en hulle fakkels. Sê af met hom, weg met die koning. Dis betogings, onluste. Gaan nie een nou Sê weer? was dit Hier's gereeld ons land het baie betogings en in die wêreld is daar net so baie betogings. Laaste kans, enige vrae? Dis nou alles op Moodle, die atlantiese oseaan.